Goeiemôre, ek groet jou vanmôre op hierdie Dinsdag, die 25ste van Maart in die wonderlike naam van Jesus. Jy weet, die grootste werk wat God kan doen, is dit wat hy binne in 'n mens doen. Die koninkryk van God moet binne in jou kom. In die tyd van Jesus was daar so groot verwagting dat hy vir hulle verligting sou bring van 'n aardse koninkryk. En hulle het alles deur hulle eie begeerlikhede en hulle eie verwysingsraamwerk gemeet en gekyk. En so baie van die heilige of die groter dinge gemis, omdat hulle oë so gefokus was op wat buite is. Om bevry te word van die juk van die slawerny en die vervolgingswaan van die Romeine, was dit vir hulle so essensieel om te dink dat hy net gekom vir 'n aardse koninkryk, om hulle van hierdie situasie te verlos. Maar die grootste verlossingswerk is dit wat God binne in jou wil doen. Die verandering moet binne plaasvind, voordat dit na buite toe kan 'n rimpel effek hê in jou hele lewe. Baie keer wil mense die Here vertrou, en soos Petrus en Johannes ook in hierdie gedeelte in Lukas 9. Hulle wou dit wat hulle gesien het, wil hulle vasgehou het. En daarvan wou hulle dit 'n monument gemaak het of 'n plek gemaak het. Maar die grootste werk van die heerlikheid van die Here, die heerlikheid van die Here is wat in jou lewe openbaar word, en die verandering begin van binnekant af. God fokus op die hart. God fokus op die binnekant van my en jou. Ons innerlike mens wat in lyn kom met die goddelike mens, die godheid van God wat binne in ons kom woning maak het. En as ons dit toelaat, dan verander ons wêreld en ons kom op die plek wat hy sy volheid in ons en deur ons kan manifesteer. Hy sê in hierdie gedeelte in Lukas 9 vers 28, en omtrent 8 dae na hierdie woorde het hy Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem, op die berg geklim om te bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy aangesig anders geword en sy klere skitterend wit. En daar was 2 manne in gesprek met hom. Dit was Moses en Elia. Hulle het in heerlikheid verskyn en van sy uitgang gespreek wat hy in Jerusalem sou volbring. En Petrus en die wat saam met hom was deur die slaap oorweldig. Maar toe hulle wakker word, sien hulle sy heerlikheid en die 2 manne wat by hom staan. En toe hulle van hom weggaan, sê Petrus vir Jesus: Meester, dit is goed dat ons hier is. Laat ons dan 3 hutte maak, een vir u en een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie, maar toe hy dit sê, kom daar 'n wolk en oordek hulle, en hulle het bang geword toe daar die manne in die wolk ingaan. En daar kom 'n stem uit die wolk wat sê: Dit is my geliefde seun, luister na hom. God kom hier ook as God die Vader en bevestig juis die bestel en die rede van Christus koms en dit wat hy kom doen. Maar die heerlikheid wat hy openbaar is die heerlikheid wat die aarde vul deur my en jou in ons lewe. Hierdie heerlikheid is wat by binne in ons openbaar en dan binne in ons deur ons openbaar en die impak wat dit het op die wêreld om ons. Laat ons nie vasgevang word deur dit wat ons sien in die oomblik hier in die nou nie, maar laat ons die groter prentjie sien van God se werk en sy doel deur my en jou lewe. Want as ons hom toelaat om deur my en jou lewe te opereer, verander dit die wêreld waarin ons onsself bevind. Vader, dankie dat ons nie net 'n fisiese verligting, fisiese uitkoms, 'n fisiese antwoord wil hê op dit wat ons mee deel en wat ons mee besig is nie. Maar dankie dat dit soveel groter is, want eerstens die impak van u teenwoordigheid en heerlikheid verander ons, en in die verandering wat ons meegaan
en wat ons toelaat verander dan ons wêreld om ons, sodat u heerlikheid kan manifesteer en ons wêreld geïmpakteer kan word deur die heerlikheid van u. Dankie dat u vandag deur ons werk om te wil en te werk volgens u welbehae, en dat die heerlikheid geopenbaar kan word, die heerlikheid van die Seun van die Allerhoogste God, wat in ons is, in Jesus se naam. Amen. Geseënde dag vir elkeen van u, die Here seën.